word 'n hoë waarde persoon. Die wêreld praat baie van be a high value individual of high value person, is dit nie waar nie? Nou, ek gaan vandag praat oor Spreuke 21, maar toe ek daarna gekyk het en toe ek die boek geskryf het oor Spreuke, hoe meer ek daarna dit bestudeer oor die laaste 20 jaar en baie meer spesifiek die laaste 10 jaar, toe kom ek agter Spreuke 31 is nie net geskryf vir vrouens nie. En ons lees altyd Spreuke 31 en dit was so gepas dat hulle dit vandag gelees het oor pastoor Katinka, maar ons lees dit altyd oor 'n vrou en dan, ek weet nie wie van u as vroue lees Spreuke 31 en dit voel soos 'n checklist, want dit is 21 eienskappe van 'n deegsame vrou, or 21 qualities of a virtuous woman, en dan, vir wie van u as vroue voel eerlikheid, maar dis 'n lang checklist vir my om nou 'n goeie vrou te wees. Dis nie waar nie. Wie van die was al discouraged as jy Spreuke 31 gelees het? Kom wees eerlik. Ek het al baie keer daaraan gelees en dink eerlikheid, maar dis 'n verskriklike lys hierdie. Maar hoe meer ek dit lees, toe besef ek, obviously het Salomo hierdie geskryf, hy het 1000 vrouens gehad. Okay? So is maklik as jy die man van 1000 vrouens is om 'n lys van 21 te maak, goed te maak wat 'n vrou laat uitstaan. Maar kom ons kyk daarna van hierdie angle af. Eintlik is dit nie net 'n lys van 21 goed wat 'n vrou deegsaam maak nie. Dis eintlik 'n lys van 21 kwaliteite wat enige persoon waardevol maak vir ander mense. En soos ek en jy 'n hoë waarde persoon wil wees, dan moet ons kyk na hierdie 21 kwaliteite en so ek wil net vir u sê, dames, vrouens, mammas, vandag is julle van die hoek af. Vandag gaan ons nie hierdie lys vir jou gee en sê dis alles wat jy moet hê in jou lewe sodat jy gediskwalifiseer voel nie, want ek dink baie van julle doen al reeds van hierdie goed en ek gaan net op 3 of 4 of 5, ons gaan kyk wat die tyd ons toelaat, 5 van hierdie eienskappe vandag fokus en ek gaan dit net eintlik bevestig want meeste van ons vrouens doen hierdie goed in elk geval, maar ek dink ook is vir elkeen van ons om te leer. Wie van u wil 'n hoë waarde persoon wees? Wat is 'n hoë waarde persoon? Nou in die wêreldse plek, in die wêreldse standaard is 'n hoë waarde persoon iemand wat 'n groot bankbalans het, iemand wat baie bates besit, iemand wat sy welvaartportefeulje groot is. Maar in die koninkryk is 'n hoë waarde persoon iemand wat wanneer jy tyd met daai persoon spandeer, dan bring daai persoon waarde na die tafel toe. Wanneer jy in 'n vertrek instap, wanneer jy in 'n gesprek instap, dan bring jy waarde na die vertrek toe. Jy bring waarde na die gesprek toe en wanneer jy daai vertrek verlaat of die gesprek verlaat, dan het jy waarde in ander mense gelos, want dis wie jy is as 'n persoon. Gaan nie oor jou bankbalans nie. Die bankbalans kan deel wees daarvan, maar dit gaan oor die waarde wat jy bring na 'n gesprek of 'n vertrek toe. Wil jy nie meer so 'n bietjie help en net jou buurman of buurvrou wakker preek vanoggend en sê jy's 'n hoë waarde persoon vir my nie. En as dit nie waar is nie, byt my jou lip, maar sê dit nog steeds. Okay. En so God roep ons om hoë waarde individue te wees. As jy en ek 'n kind van God is, waar ook al ek en jy gaan, verteenwoordig ons nie onsself nie, maar ons verteenwoordig ons hemelse Vader. En ons hemelse Vader wil in elke vertrek en elke gesprek wil hy hê ons moet waarde bring. En elke persoon wat met jou 'n gesprek het, as daai gesprek verby is en jy loop weg, dan moet daardie persoon voel maar iets van my waarde is in hierdie gesprek losgemaak. Dit was nie net 'n oppervlakkige gesprek nie. Het jy al met iemand gepraat, het 'n gesprek of 'n kuier of 'n braai met die ou gehad of die persoon gehad en na die tyd is jy gedreineer want alles in die gesprek gaan om daai persoon. Ek weet julle het nie sulke vriende of mense of kennisse nie, maar baie keer kuier jy met iemand en jy dink na die tyd heerlikheid. Hierdie persoon het nie een keer gevra, hoe gaan dit met my, hoe gaan dit met my kinders, hoe gaan dit met my werk nie. Alles in hierdie persoon se lewe gaan om hom of haar. Jy sien, dis nie 'n hoë waarde persoon nie. Die persoon mag ryk wees, die persoon mag suksesvol wees, maar dit is eintlik 'n persoon wat waarde wegvat. Nou in Spreuke 31, het begin in vers 10, sê hy, wie sal 'n deegsame vrou vind? Want haar waarde is ver bo korale. Draai na die persoon langs jou toe en sê, jou waarde is ver bo korale. En dan sê hy, wie sal 'n deegsame vrou vind? Wie sal dit kry? Wie sal dit kry? Nou, maar ek onthou altyd my skoonpa het vir ons gesê op ons huweliksdag, hy sê,
Baie jong mense is baie obses om die regte persoon te vind. Hy sê ons moet meer obsessief wees om die regte persoon te word. 'n Persoon wat kan waarde toevoeg tot 'n huwelik. Nie 'n persoon wat 'n las raak vir 'n huweliksmaat nie. Want wat gebeur as jy een persoon het in 'n huwelik wat waarde toevoeg en 'n ander persoon wat in Engels sê ons 'n liability is, wat net waarde vat? Dan skep jy amper 'n parasitiese verhouding. En God wil nie hê ons met parasitiese verhoudings hê nie. Daarom praat ek met die jong manne en die jong vroue. Kyk na jouself eerstens en sê, watse waarde kan ek toevoeg? Watse waarde kan ek bring tot 'n man, tot 'n vrou, tot 'n huwelik? En dan wanneer jy 'n huweliksmaat soek, moenie net die mooiste of die handsomeste jong man soek of die mooiste meisie soek nie. Soek 'n girl wat kan waarde toevoeg tot jou lewe. Soek 'n man wat sal waarde toevoeg tot jou lewe, wat jou 'n beter weergawe van jou self sal maak. Kan ek maar preek vir die jong mense? Al die ouers sê, preek dit pastoor, preek dit. Ek wens my kind was hier. Die eerste stap of die eerste eienskap van 'n hoëwaarde persoon is jy ken jou eie waarde. Ken jou waarde. Weet wie jy is en weet wie sin jy is. Want wanneer jy jou waarde ken, dan stap jy met waardigheid in elke gesprek en elke vertrek in. En wanneer jy jou waarde ken, kan jy die waarde van ander mense onderskei. Maar ek vind dit dat mense wat nie waarde in hulle self dra nie, het nodig om iemand anders af te druk om beter oor hulle self te voel. Mense wat nie waarde in hulle self het nie, het nodig om in gesprekke iets negatiefs van 'n ander persoon te sê wanneer hulle nie teenwoordig is nie, ten einde hulle self bietjie beter te laat voel. As jy mens kan vinnig sien wie dra ware waarde in hulle self. Wanneer ek nodig het om iemand anders se waarde af te breek, af te kraak, te kritiseer, om beter te voel oor myself, dan sê dit meer oor my waarde as oor die waarde van die ander persoon. En ons gaan aan in vers 11, sê hy die hart van haar man vertrou op haar, of die hart van sy vrou vertrou op hom, en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie. En ek wil daai woord aanwins sommer net saamvoeg. Sy is 'n aanwins vir hom en hy is 'n aanwins vir haar. Maar ek hou van daai eerste vers, die hart van haar man vertrou op haar. Dit lei ons na die tweede eienskap van 'n hoë waarde persoon. Hulle word 100% betroubaar. Wie van u weet, as jy nou langer as 10 of 20 jaar of 30 jaar in die grootmenswêreld geleef het, dat lojaliteit vandag is 'n baie rare kwaliteit. Hoeveel vriende het jy, of kollegas by die werk, wat jy kan sê, is 100% lojaal teenoor jou? Hoeveel mense is daar in jou kring, in jou sirkel, in jou lewe, wat jy weet, as daardie persoon onder druk is, en hy moet kies, of sy moet kies tussen haarself, of homself en jou eer, en half om hulle sal waaragtig bereid wees om hulle self in te doen, ten einde jou eer te beskerm, jou naam te beskerm. Daar is nie baie sulke mense nie. Ek dink meeste van ons kan daardie tipe vriende op een hand tel. En ek dink as jy op 2 hande kan tel, dan dink ek ken jy nie jou vriende nie. Maar 'n hoë waarde persoon is 100% betroubaar. Hy sê dit so mooi, die hart van haar man kan op haar vertrou. Ons lewe in 'n wêreld, ek weet nie of jy dit ook al teëgekom het nie, selfs in die besigheidswêreld, is nie so nie, dat mense is geneig, we overpromise and we underdeliver. Dis nie waar nie. 'n Verkoopsman sal meer beloof as wat hy kan uitvoer. En God roep ons om hoë waarde mense te word, wat sê, ons sal eerder dan underpromise, sodat ons kan overdeliver. Ons gaan nie net soveel sweet talk doen, dat ons die verkoop kan maak nie, en na die tyd gee ons nie daai diens nie. Nee, ons praat eerder die ding bietjie af, sodat ons daai ekstra diens kan gee. En ek weet, daar's 'n klomp van ons besigheidsmense in die kerk, wat so operate, en daarom seën die Here jou besigheid. Want mense kan jou vertrou,
'n hoë waarde persoon raak 100% betroubaar. Die Bybel sê dat Jesus sê dit, laat jou ja wees. En jou nee. En hy sê dit in die konteks, hy sê, moet nie sweer nie met die hemel nie by die aarde nie, moenie met die engele of, moet glad nie sweer nie. Hy sê net ja of sê nee. Ek dink terug aan 'n tyd, wanneer as ons 'n besigheidstransaksie gedoen het, jy hande geskit het, en jy jou woord gegee, dan was jou woord jou eer gewees. En in die ou dae was dit so, dat 'n mondelingse kontrak was net so goed soos 'n geskrewe kontrak. Maar daai is lankal verby. Maar kan ons nie as God se kinders so wees dat wanneer ons ja sê, dit ja is nie. Al kos dit my iets. Al besef ek nie die price tag van hierdie ja wat ek gesê het nie, maar omdat ek ja gesê het, gaan ek my ja eer ten koste van myself. Maar ek gaan dit deurvoer. Binne perke natuurlik. En ek weet daar's van die wat hier sit wat so leef. En die Here eer jou en die Here gaan jou seën. Want sukses is nie 'n kort termyn game nie. Sukses is nie 'n 2020 over cricket game nie. Sukses is 'n marathon. En jy mag dalk hierso jouself indoen om jou ja na te kom, maar die Here gaan jou daar oor 5 of 10 of 20 jaar gaan hy vir jou oes gee, wat jy nie noodwendig hiervoor gewerk het nie, maar jy die saad hier geplant om jou integriteit te beskerm, sodat jy 100% betroubaar kan wees. In die koninkryk sal God niks laat verbygaan nie. Niks laat verbygaan nie. En as ek en jy ons ja maak, baie keer ten koste van onsself dit kan doen, sal the Lord will reward us. Die Here sal ons vergoed. Ons gaan aan in vers 11, of ek wil net uitlig in die Afrikaanse Bybel vir almal sê, haar man weet dat sy sal doen wat sy beloof het. Hy weet dat sy goed altyd meer sal word. En dan in vers 12, sy doen aan hom goed en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Bring ons by die derde eienskap van 'n hoë waarde persoon, doen goed aan ander. Doen ander goed. 'n Uitmuntende vrou bring die beste na vore in haar man. 'n Uitmuntende man bring die beste na vore in sy vrou. Nou, ek gaan so 'n bietjie vir jou vertel wat aangaan in ons lewe, in ons journey. Jy weet, toe ons getroud is, Callie, jy sal dit nie glo nie, maar toe ons getroud is, trou ek met hierdie plaasmeisie, en haar pa en haar 3 boeties, hulle kan enigiets doen. Frans, hulle kan hulle eie karre se engines overhaul, hulle kan trekkers overhaul, hulle kan huise bou, hulle kan enige ding doen. Daar's nie 'n ding wat hulle fisies nie kan doen nie. Nou, ek het meer in 'n akademiese huis groot geword, so ek weet my hande was 'n bietjie so gewees. En ek dink dit was omdat my pa dit nie probeer doen het. Hy is nogal handig, maar ons het meer akademies groot geword. So nou, weet jy hoe embarrassing is dit as jy sukkel met 'n skroewedraaier en 'n ligfitting hier te probeer fix en alles, en jou vrou kom na 'n uur se gesukkel en sy sê, man, gee daai skroewedraaier en daai tang nie so, en dan woeps, daar werk die lig en dan sê dit gefiks. Ek doen nie die manlike ego goed nie, okay? Glad nie. En my pa het baie vir my gebid. Partyt wou hy iets sê en toe is daar groot onder ons het, toe besef hy, moet hy nou, mooi. Maar so het my vrou my geïnspireer om te leer hoe om fisiese goed te doen, en ek het meer begin bouprojekte aanpak en renovations begin aanpak en agterkom ek kan so 1 of 2 goed doen. Ek het altyd geglo ek kan nie die goed doen nie, maar ek kan so 'n paar goed doen, en ons huis waar ons nou bly het ek op 'n keer kaste ingesit, en toe die kaste daar staan met mooi gladde gly, toe kom my vrou nie glo ek het dit ingesit. Ek het haar verbaas, okay? Maar dis wat 'n hoë waarde persoon doen. 'n Hoë waarde persoon laat ons goed doen wat ons nooit gedink het ons kan van tevore doen nie. Hulle druk ons, hulle push ons so 'n bietjie, maar partykeer in daai push dan druk ons ook mekaar se knoppies so 'n bietjie. Ek weet dit. Okay, so daar's 'n fyn lyn. As jy te veel iemand se knoppie druk dan werk dit ook nie lekker nie. Maar 'n hoë waarde persoon trek die beste uit mekaar uit. Trek die beste uit mekaar uit. En dis wat ons wil wees. Waar ons gaan,
wil ons goed doen aan ander. Mense moet sê, vandat ek jou ken, het ek gegroei. Vandat ek saam met jou werk by die kantoor, het dit net goed in my ontwikkel. Jy het my leierskap ontwikkel, jy het my karakter ontwikkel, jy het my mens wees, my confidence het net gegroei, vandat ek saam met jou is. Ek het nie gedink ek kan dit doen of dat doen, jy sit my die hele tyd op die spot, maar ek wil eintlik vir jou sê dankie. Jy trek die beste uit my uit. As ek nie saam met jou gejourney het nie, dan was ek nog steeds verstok en gestak gewees in my groef. En jy weet die verskil tussen 'n groef en 'n graf is net die diepte. Maar 'n hoëware persoon doen ander mense goed. Hulle trek mense uit hulle comfort zone uit. In vers 13 sê dit, sy sorg vir wol en vlas en sy werk gewillig met haar hande. Haar hande staan vir niks verkeerd nie, soos die Afrikaanse gesegde is. En dit bring ons by die 4de eienskap, ontwikkel ywerige hande. Ontwikkel ywerige hande. En daardie ywer is verskillend. Ons hoef nie almal prakties en tegnies te wees nie. Party van ons kan meer akademies wees, party van ons kan meer ywerige hande hê in die area van die internet en IT bedryf of applications. Dis alright, maar ywerige hande, hande wat nie lui is nie. Kyk so na jou buurman of buurvrou se hande en sê daardie hande beter nie lui wees nie. Want jy's 'n hoë waarde persoon. 'n hoë waarde persoon is nie bang om te werk nie. Dan kom ons by die laaste een in vers 14. Sy is soos die handelskepe, sy bring die kos van ver af. Sy bring die kos van ver af. Sy is soos 'n handelskeep. Salomo skryf, hy sê hierdie deegsame vrou, wanneer sy in die vertrek instap, is sy soos 'n handelskeep wat in die hawe kom, wat gelaai is met goedere. Come on. Is dit nie mooi nie? As jou vrou 'n hoë waarde dame is, dan stap sy in daai vertrek en wanneer sy in daai vertrek inkom, dan kom haar handelsskip in, wat in die hawe vasmeer en almal wil net weet, wat gaan uit hierdie skip uitkom? Wat se goedere gaan hier uitkom? Wat 'n waardevolle goedere gaan uit hierdie skip uitkom? As jy 'n hoë waarde man is en jy stap in daai kantoor of in daai raadsaal in môreoggend vir 'n raadsvergadering of jy stap by daai workshop in Kali, dan kom 'n hoë waarde persoon soos 'n handelskeep. Hulle weet nie wat se planne jy het nie, wat se nuwe waantjie jy gaan ontwikkel nie, wat se nuwe deals jy na die tafel toe bring nie, want jy stap daarin soos 'n goedere skip wat gelaai is met skatte. Is dit nie 'n mooi beeld? En so die laaste gedagte, die laaste kenmerk van 'n hoë waarde persoon is, hulle ontwikkel vindingryke planne. Ons ken die gesegde wat sê 'n boer maak 'n plan. Maak het al uitgevind, 'n kalle het reeds 2 planne. 3. Okay, is 3. Een op die side ook, was daai nie weg. Ontwikkel vindingryke planne. Wees, in Engels sê hy resourceful. Wees resourceful. Maak altyd 'n plan. Kom altyd met 'n nuwe idee op hoe gaan ons hierdie ding doen? Wie van julle ken sulke mense? Jy kry altyd hierdie mense, hy het 'n probleem vir elke oplossing wat jy. Dit laat my dink aan hierdie ou oomie, kan ek julle 'n grappie vertel? Is dit reg om op Moedersdag 'n grappie te vertel? Dis nou oupa. Ekskuus, ouma was nou nie noodwendig 'n hoë waarde persoon nie, maar so kom oupa se een seun by my sê, hy sê oupa, ons moet 'n bietjie daar by Stellenbosch 'n nuwe golfbaan gaan golf speel. En oupa so opgewonde, hy begin sy golfhoedjies soek en sy golfklere en daar kom so 'n stemmetjie van die kombuis af. Oupa het al by Stellenbosch golf gespeel. Hy weet hoe voel dit. Dit was nie vir hom lekker nie. Oupa gaan nie vandag golf speel nie. Gaan sit oupa maar net so wees so voor die TV. 'n Paar dae later kom sy dogter en sy sê, pa kom, ek vat jou 'n bietjie, ek stikkie, ons gaan die nuwe James Bond fliek kyk. En hy spring so op en hy wil sy jean gaan aantrek en mooi fancy aantrek om sy dogter saam op 'n date te gaan. En die stem kom van die kombuis af. Papi was al by die bioskoop gewees. Hy weet nie voel, dit was nie vir hom lekker gewees nie. Papi gaan nie vandag fliek nie. Gaan sit oupa maar wees. So 'n paar dae later kom sy anders en hy sê, pa, die Stormers speel in die semifinaal van die Super Rugby. Kom ons gaan kyk bietjie. Ons gaan kyk bietjie by daai tyd nog by Nieuweland Rugby. Jesus, en hy is so opgewonde, hy gaan soek sy ou Stormers trui daar in die kas en hy begin so aan te trek en hier kom die stem weer, hier kom by sê,
Papi was al by Nieuweland gewees. Hy het al rugby daar gekyk. Dit was nie vir hom lekker nie. Die Stormers het verloor. Trek papi maar die trui uit en hy gaan sit op die sitkamerbank. En so kom die tannie ter sterwe. En dis die dag van die begrafnis. Maar papi daag nie by die kerk op nie. Hy sit aan die lapa, kyk, hy cricket, sokkies, wat die motte gevreet het, sit hy daar in 'n T-hemp en 'n kortbroek. En die oudste steen kom by die huis, hy sê, papi, jy moet kom, dis mamma se begrafnis vandag, jy moet kom, ons is laat. En papi sê, papi was al by 'n begrafnis, het was nie vir hom lekker gewees nie. Wie van die ken iemand wat met 'n probleem na vore kom vir elke oplossing wat jy vir hulle gee? En God roep ons nie om van daardie tipe meisies of mense te wees nie. Hy roep ons om hoë waarde individue te word. En 'n hoë waarde individu kry 'n oplossing vir elke probleem. Nie 'n verskoning nie, 'n oplossing.